Goeiedag geliefde en welkom by ons oordeenkendheid saam. Ek is Pastor Tief Boyce en van my en die hele beleefspan. Dit is so 'n enorme voorreg om tyd te kan spandeer saam met jou in God se woord. Nou, ek hoop die laaste 2 dae het jy ervaar hoe Jesus jou uitnooi en beloof om jou lewe te verkoop. En dan wil ek ook maar net sê dankie vir almal wat alreeds met my gepraat het so vroeg vanoggend. Vandag is ek 'n volle 44 jaar oud, so dit is net vir my 'n voorreg om saam met julle te kan wandel en saam met julle die lewe te kan geniet. Nou, dalk het jy al gewonder, nê? As ek rus vind in Jesus, beteken dit nou ek hou op werk. Hierdie gedagte dat vrede is vir my beskore, ek kan terugsit, ek kan net relax. Hou ek op arbei en hou ek op ywer? Wel, inteendeel, glad nie. Vandag gaan ons kyk na die volgende woorde wat Jesus sê en daai woorde verander eintlik alles, nê? Die woorde wat hy gebruik is hier in Matteus 11 vers 29 en hy sê die volgende: Neem my juk op julle skouers, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart, en julle sal rus en nuwe moed vir julle lewe kry. Geliefde, Jesus nooi ons om sy juk op ons te neem. Dis 'n beeld wat in die antieke wêreld baie duidelik was. 'n Juk is hierdie houtbalk wat 2 osse aan mekaar verbind het en sodat hulle saam kon trek. Dit was die funksie van 'n juk. Dis hoe werk gedoen was, né? Hulle het geploeg, maar daai 2 osse en daai juk het hulle aan mekaar vasgebind en hier's die geheim. Jesus sê nie ek verwyder die juk van jou lewe nie. Met ander woorde, hy vat die werk weg nie. Hy sê ek nooi jou om my juk te dra, op te neem. Een wat ek saam met jou dra. Met ander woorde, jy trek nie meer alleen nie. Met ander woorde, jy stoei nie meer teen hierdie ritme wat jy self probeer beheer nie. Jy werk, ja, jy bring jou kant, jy ywer, maar jy werk saam met Jesus. Jy sien geliefde, hy nooi jou om nie net sy vrede te ontvang nie, maar eintlik om sy tempo aan te leer. En dis waar meeste van ons struikel vandag. Ons is moeg, ons is frustreerd, ons is oorbelas, want ons is in 'n ritme anderste as Jesus se uitnodiging, anderste as sy ritme. En daar's 'n rede hoekom Jesus sê, kom leer van my, want ek is sag en nederig van hart, nê? Hy sê, ek gaan jou nie jaag nie. Ek gaan jou nie afskryf nie. Ek gaan jou nie oordonder met verwagtinge nie. Nee, inteendeel, my juk is sag, my las is lig. Hy gaan jou leer hoe om stadig genoeg te leef. En hierdie is belangrik wat ek sê. Hoe om stadig genoeg te leef om naby aan my te bly, naby aan Jesus te bly. Jesus se juk is sag, want hy dra dit saam met jou. Jesus se juk gee moed, want jy trek in sy ritme. Nie my en jou eie ritme nie, sy ritme. Jy sien, dis nie die afwesigheid van werk wat rus bring nie, inteendeel, dis die teenwoordigheid van Jesus in die werk wat rus bring. Dis daar in daai ritme waar hy saam met ons werk, saam met ons arbei, waar ons werklik vrede vind. Dalk dra jy 'n juk wat nooit vir jou bedoel was nie. Dalk probeer jy in jou eie krag voortsleep, in plaas van in Jesus se kosbare en in sy besonderse ritme te leef. Wat as vandag die oomblik is waar jy gaan sê, ek kies om Jesus se juk op te neem, ek kies om sy pad te kies bo my eie pad, sy rigting bo my eie rigting, sy ritmes bo my eie ritmes. Geliefde, ek wil jou uitdaag dat jy vandag sal stil staan en sal reflekteer, net soos ek vandag. En ek weet ek praat weer oor my verjaarsdag, maar gewoonlik wanneer ons sulke dae het, dan dink ons, staan stil, ons dink, ons reflekteer. Ek hier hopelik in die middel van my lewe. Reflekteer, Here, is ek in die ritmes? Hardloop ek saam met U, beweeg ek saam met U? Want geliefde, wanneer ons sy juk opneem op ons lewens, dan lyk ons lewens anderste. Werk gaan nie weg nie, frustrasies gaan nie weg nie, maar ons ritmes lyk anderste, want ons is intentioneel, doelbewus besig om saam met Jesus te beweeg. Onthou geliefde, die belofte dat hy dra saam met ons. Daar is rus, daar is werklike vrede. So kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons weet ons is nie alleen in die las van die lewe nie. Ons is nie alleen in die ritmes van die lewe nie. Ons kan in U ritmes beweeg en wandel en daar vind ons werklike vrede. En dankie vir die belofte dat U langs ons trek, U langs ons beweeg, U versterk ons daar, ons trek nie alleen nie, ons arbei en ons ywer nie alleen nie, U arbei saam met ons en daarom kan ons U rus werklik ken. Ons kan U rus en vrede te midde van die werk ken.
dankie dat ons dit nie alleen hoef te doen nie. Ons loof U daarvoor, ons prys U daarvoor en daarom kan ons sê met vrymoedigheid, amen en amen. Geliefde, gaan in vrede. Totsiens.